Goeienaand en welkom by vanaand se aanlyn Bybelstudie. My naam is Dominee Martin Botha en dit is my voorreg om vanaand vir ons voor te gaan met ons Bybelstudie in die Evangelie volgens Johannes. Dit is my voorreg om hierdie studie saam met u te behartig. Ek is opgewonde om te kyk na dit wat die Here vir ons vandag in sy skrif gaan wys en ek vertrou dat daar waar u is, u deur die Heilige Gees ook bedien sal wees met hierdie woord. Kom ons begin vanaand se Bybelstudie dan net op die regte manier. Ons sluit die oë en dan bid ons saam. Vader, baie dankie vir u ryk genade. Dankie Here dat u ons hoor wanneer u roep. Dankie Here dat ons u woord kan open, dat ons daaruit kan lees en daarin u kan sien. Here, dat ons soos die disippels die voorreg gehad het, deur hulle getuienis ook aan die voete kan sit, van die woorde kan indrink en kan leer, Here, uit u openbaring. Dankie Vader vir u, o Heilige Gees, en die werk wat u in ons harte en in ons lewens kom doen, wanneer ons hierdie boeke open en hierdie geskrifte lees. Ek vra, o Gees van God, dat u ons sal lei, sal rig en ons sal help om hierdie sake reg in ons lewens toe te kan pas. Word u altyd verheerlik en wys ons altyd na Christus, die ware bron van genade en van lewe. Ons loof u tot in ewigheid. Amen. Nou ja, vanaand gaan ons begin deur te kyk na die eerste stukkie geskiedenis wat ons in die Evangelie volgens Johannes kry en ons gaan saam lees vanaf vers 15 tot en met vers 28. Voordat ons na die verhaal gaan kyk in die skrif, wil ek graag die 3 hoofgebeure opsom, soos wat hierdie verhaal afspeel, soos enige ander verhaal. Daar is altyd 'n oploop, 'n klimaks en 'n ontknoping. In die oploop tot hierdie gedeelte kry ons Johannes die Doper besig om mense in die Jordaanrivier te doop. Die Fariseërs verskyn op die toneel en hulle het 'n paar vrae waarmee hulle Johannes wil konfronteer. Die klimaks natuurlik is wanneer Johannes hulle vrae beantwoord en dan baie pertinent en in geen onduidelike taal nie vir hulle sê dat hy nie die Messias is nie, maar die voorloper tot die Messias oor wie daar geprofeteer is, die een wat die pad van die Here voorberei. In die ontknoping van hierdie gedeelte verduidelik Johannes wie die Here Jesus is. Hy is reeds teenwoordig, hy was voor Johannes en hy is oneindig groter. Dis 'n besondere gedeelte in die skrif en een wat ongelukkig baie vinnig verbygelees word, terwyl daar vir ons kosbare waarhede reeds in hierdie paar verse opgeteken is. Kom ons lees dit saam in die skrif. Ons begin natuurlik by Johannes 1 vers 15. Johannes getuig van hom en roep en sê: Dit was hy van wie ek gesê het, hy wat na my kom, het voor my geword, want hy was eerder as ek. En uit sy volheid het ons almal ontvang, ja, genade op genade. Want die wet is deur Moses gegee, die genade en die waarheid het deur Jesus Christus gekom. Niemand het ooit God gesien nie, die eniggebore seun wat in die boesem van die Vader is, die het hom verklaar. En dit is die getuienis van Johannes, toe die Jode uit Jerusalem priesters en leviete gestuur het om hom te vra, wie is u? En hy het erken en nie ontken nie, maar erken, ek is nie die Christus nie. Toe vra hulle hom, wat dan? Is u Elia? En hy sê, ek is nie. Is u die profeet? En hy antwoord, nee. Toe sê hulle vir hom, wie is u? Dat ons antwoord kan gee aan die wat ons gestuur het. Wat sê u van u self? Hy antwoord, ek is die stem van een wat roep in die woestyn. Maak die pad van die Here reguit, soos Jesaja die profeet gesê het. En die wat gestuur was,
was uit die Fariseërs. En hulle vra hom en sê vir hom: "Waarom doop u dan, as u nie die Christus of Elia of die profeet is nie?" Johannes antwoord hulle en sê: "Ek doop met water, maar onder julle staan hy vir wie julle nie ken nie. Dit is hy wat na my kom, wat voor my geword het, wie se skoenriem ek nie waardig is om los te maak nie." Dit het gebeur in Betabara, oorkant die Jordaan, waar Johannes besig was om te doop. Nou ons gaan net tot hier lees in die Bybel. Ek weet die 33:53 vertaling sluit nie die perikoop hier af nie, maar in vers 29 sien ons die gebeure wat die volgende dag gebeur het. So terwyl ons hier op 'n natuurlike manier aan die einde van 'n dag in hierdie verhaal kom, sluit ons ook die verhaal hier af en gaan ons nou vers vir vers kyk na presies wat gebeur het in hierdie gedeelte van die evangelie, in hierdie verhaal. Kom ons kyk dan weer na vers 15. Johannes getuig van hom en roep en sê: "Dit was hy van wie ek gesê het, hy wat na my kom, het voor my geword, want hy was eerder as ek." Nou ja, dis nie die Afrikaans wat ons daar so 'n bietjie in die steek laat nie. Johannes is doelbewus besig om vir ons 'n paradoks te gee. Met ander woorde, hy sê iets wat amper teenstrydig klink, asof dit nie heeltemal sin maak nie. Wat is hy besig om te sê? Dit is hy van wie ek gesê het, met ander woorde, hy openbaar vir ons 'n mens, hy wat na my kom, het voor my geword. Johannes was omtrent 6 maande ouer as die Here Jesus. Hy was 6 maande voor die Here Jesus gebore. Johannes het eerste met sy openbare bediening begin en het groot gewildheid en bekendheid in die gebied bereik. Soveel so dat die Fariseërs binne in hierdie gedeelte uitgestuur word na Johannes toe om te gaan kyk wat daar aangaan. Maar dan kom Johannes met hierdie vreeslike interessante openbaring en hy sê hierdie een wat na hom op hierdie toneel in die geskiedenis verskyn, het voor hom reeds geword. Nou om die betekenis daarvan te ontsyfer, moet ons 'n bietjie gaan kyk na wat Johannes vir ons in hierdie gedeelte beskryf. Die eerste ding wat ons raak sien is die woord wat hy gebruik vir getuig, materie, wat amper soos 'n martelaar klink. Nou hierdie woord vir getuie of een wat getuig word dwarsdeur hierdie evangelie 'n baie pertinente plek gegee, omdat dit juis deur die getuienis van die apostels en die disippels en baie ander in daardie tyd geïs, dat ons die Here Jesus en die verhaal van die Here Jesus leer ken. En een van die eerste en sterkste getuienisse wat getuig het van wie die Here Jesus werklik was dan natuurlik hierdie besondere man, Johannes die Doper. Nou, hy neem nie die hoogste voorrang hier nie, maar hy beskryf die Here Jesus as die een wat na hom geword het, wat eerder was as hy. Hy het uitgeroep en die Here Jesus verkondig en hy sê, hierdie een was voor my. Nou om hierdie posisie of hierdie paradoks so bietjie te verstaan, kan ons miskien 'n metafoor gebruik. Verbeel u ons kyk na 'n toneelstuk van William Shakespeare en op die tweede toneel verskyn William Shakespeare binne in die toneel wat hy geskryf het. Die ander akteurs op die verhoog was waarskynlik voor hom op die toneel gewees. Hulle het voor hom op die verhoog verskyn, die gehoor het hulle eerste leer ken. En nou hier in die tweede toneel verskyn William Shakespeare as homself, die skepper van hierdie karakters, op die toneel. Hy het na die ander karakters op die toneel gekom, maar hy was lank voor hulle gewees. En dis amper presies die gedagte wat Johannes hier wil oordra. Wanneer hy hierdie Jesus verkondig, verkondig hy nie net iemand wat na hom kom op die toneel, die fisiese historiese toneel nie, maar hy verkondig een wat lank voordat Johannes eers 'n gedagte was, alreeds in daardie voortyd saam met God bestaan het. In die begin was die woord en die woord was by God en die woord was God. So dit lyk dalk asof Johannes praat en 'n bietjie teenstrydig is wanneer hy hier gesels, maar die realiteit van die saak is, hy verkondig die Here Jesus wat voor hom was en na hom geword het.
Wat ek dadelik wil raak sien wanneer ek na hierdie gedagte kyk en kyk na die bediening van Johannes die Doper en hoe hy altyd weer teruggewys het weg van homself af na die Christus toe, is die gedagte dat Christus absoluut die kern van ons bediening behoort te wees. Alles wat ons doen in ons lewe, alles wat ons sê, alles wat ons verkondig, behoort altyd na Christus te wys, net soos Johannes die Doper. Die kernwaarheid wat ons in vers 15 raak lees, is dat Christus se plek in die geskiedenis begin by Bethlehem, maar sy bestaan begin nie daar nie. Christus het van ewigheid af bestaan. Hy was soveel groter as Johannes die Doper gewees. Terwyl die mense dalk Johannes die Doper raak gesien het en baie aandag en tyd aan sy bediening afgestaan het, het dit eintlik vir Johannes die Doper oor Christus gegaan. Laat elke bediening dus Christus groter maak en buig voor sy ewige gesag, nie net voor sy voorbeeld nie. Ons leef in 'n tyd waar baie mense baie op predikers fokus en baie een of ander prediker sal aanhang. As die prediker praat, dan moet ons luister. En as daardie prediker iets doen, dan moet ons dit volg. En hoewel dit sekerlik nie verkeerd is om 'n gunsteling prediker te hê of iemand by wie se boodskap 'n mens regtig aanklank vind en mense ervaar dat hulle die skrifte oopbreek nie, moet ons nie aanhangers van mense wees nie, maar aanhangers van Jesus Christus. 'n Ware prediker wys altyd na die Here Jesus toe. En dit sien ons so pragtig in die voorbeeld van Johannes. Vers 16 bereik 'n baie interessante deeltjie van Johannes se teologie. En uit sy volheid, dis nou die van die Christus, die een wat was voor Johannes, die een wat die woord was, die ewige wat vlees geword het en onder ons kom woon het, uit sy volheid het ons almal ontvang genade op genade. Nou hierdie uitdrukking genade op genade is 'n baie interessante gedeelte binne in hierdie gedeelte. Maar net voordat ek daarby uitkom, wil ek 'n paar van die vorige gedeeltes baie mooi kom verduidelik. Wanneer daar staan dat ons uit sy volheid uit ontvang het, dan dui dit aan dat Christus die volle en onuitputlike bron van genade is. Iets wat in daardie frase genade op genade weer vir ons bekend gemaak gaan word en duidelik oorgedra gaan word. Christus is die bron van genade. As ons genade nodig het, is Jesus Christus die plek om dit te kry. Dan kom die skrywer en hy dui ook aan dat ons almal hierdie genade ontvang het. En hy gebruik 'n baie interessante woordjie om dit te beskryf. Die woord in Grieks is elobomen en dit is die meervoud van die ontvang wat ons in die vorige gedeelte gesê het, hoe ons sê maar almal wat hom aangeneem het. Met ander woorde, ons kon genade aanneem, ons kon genade ontvang, ons kon dit as 'n persent in ons lewens gekry het, maar ons het dit nie verdien of vervaardig nie. Ons is nie die bron van genade nie. God is die bron van genade deur die werk van die Here Jesus Christus. Die frase genade op genade is baie interessant in die Grieks. Dit sê charin anti charistos. En die woordjie anti klink partykeer asof dit beteken teenoorgestelde, maar in die Griekse taal kan anti beteken iets wat op iets anders volg, iets wat iets anders vervang of iets wat dan natuurlik ook teen iets anders kan staan. Nou wanneer hy sê hier genade op genade, charin anti charistos, dan praat hy van genade soos wat ons sal praat van die golwe van die see. Die van u wat nou al in die see gaan swem het sal weet, as die golwe kom, kom die een na die ander. Die een golf vervang nie die ander golf nie. Die een golf gaan nie in die plek van die ander golf gaan nie, maar hulle kom uit hierdie onuitputlike bron wat die see is. Die see gaan nooit uit golwe uithardloop nie, en as jy daar in die see staan en jy's veral dalk op 'n slegte plek, dan kom jy agter die een golf slat jou onder en dan net as jy wil opkom vir asem, dan's die volgende golf nou al daar. Nou met water kan dit nogal 'n bietjie van 'n scary ervaring wees, want jy het nodig om asem te haal in die middel, maar wanneer dit by genade kom, hoe wonderlik is dit nie, genade op genade. En nou gaan hy by hierdie gedagte veral in die volgende vers vir ons 'n bietjie verder vat,
waar hy gaan verduidelik wat hy bedoel met genade op genade. So hoe het die een genade bo op die ander genade amper gevolg? Baie interessant om raak te sien. Voordat ons daarby uitkom, moet ons eers kyk na wat die kernwaarheid in hierdie gedeelte is. Hierdie klein stukkie wat ons nou al reeds behandel het. Die Christen se lewe is nie 'n vertoon van sy eie volheid nie, maar 'n voortdurende ontvangs uit Christus. Ons genade, ons bron van genade, kom uit Christus aan. En daarom wil ons sê, bring jou eie leegheid telkens na Christus toe. As jy genade kort kom in jou lewe, gaan na die bron van genade wat genoeg genade het vir ons. Net soos wat ons dink ons het dalk die eindpunt van God se genade bereik, dan kom ons agter dat net soos die see se golwe daardie genade die een op die ander volg. En dan gee ook aan ander uit die genade wat jy ontvang het. Dis die pragtige ding wat ons kan doen met hierdie genade is, ons kan dit nie net ontvang nie, maar soos wat ons na die beeld van Jesus Christus verander word, gee ons ook weer genade aan ander. Kom ons kyk nou na wat hy presies bedoel het toe hy gesê het, genade op genade. In vers 17 verduidelik Johannes, want die wet is deur Moses gegee, die genade en die waarheid het deur Christus Jesus gekom, of deur Jesus Christus gekom. Nou hier moet ons baie versigtig maak, want party mense sal na hierdie vers kyk en dit laat voorkom asof Johannes besig is om die wet van Moses in die Ou Testament teenoor die genade en die waarheid van die Here Jesus in die Nuwe Testament te stel, asof hierdie twee teenstrydige punte is wat teenoor mekaar gestel word en waarvan ons amper moet kies. Die waarheid is egter dat beide die wet en die genade en waarheid in die Here Jesus 'n fisiese verklaring van hierdie genade op genade is. Die wet wat Moses gegee het, was genade en dit wat deur die Here Jesus Christus gekom het, was verseker ook genade. Ons moet baie fyn raak lees om dit te kan raak sien. Een van die eerste dinge wat ek wil opmerk, is dat ons raak sien dat die wet vir ons gegee is. Die wet wat vir Moses gegee is daar in die woestyn, was 'n gawe van God. Dit was alreeds genade. Ons moet verstaan dat in die tyd toe Moses geleef het en die volk geleef het, was dit 'n ongelooflike moeilike tyd om in te leef. Dit was 'n tyd van geweld en van oorlog en van dinge wat vir ons vandag absoluut onaanvaarbaar was. Die gode wat die mense in daardie tyd aanbid het, was ook nie so, en ek wil amper die woord mak gebruik, soos die afgode wat vandag aanbid word nie. Hulle het offers geëis, jy het jou kinders gaan offer, jy het groot offers gebring, hulle het dissipline geëis, hulle het baie keer dat mense hulle self seermaak, soos die gode Baal en Astarte, en dit het 'n groot tol op die mense geëis. In teenstryd daarmee kry ons die wet van die Here wat aan die volk gegee word uit liefde, sodat God in hulle midde kan woon, sodat God hulle kan bewaar as 'n nasie, sodat God vir hulle 'n volk kan wees en vir hulle kan gee in steede van om van hulle te neem. Dis 'n besondere sterk kontras met die gode wat in daardie tyd geleef is. En in daardie opsig, terwyl die Here vir ons in die wet en in die skrif kom leer het hoe om ons verhouding met hom uit te leef, terwyl hy daarin alreeds vir ons die belofte van die Messias en van die koms van die Here Jesus, natuurlik dieselfde ding, gegee het, weet ons dat die Ou Testament 'n absolute uitspraak van genade is. Op dieselfde manier is die Here Jesus dan die vervulling van die beloftes en van die wette wat in die skrif vir ons gegee is. Dit waarop die Ou Testament gedui het, dit waartoe dit gewys het, word in die Here Jesus vervul wanneer hierdie genade tot sy volheid kom. En wanneer ons sien waartoe die genade van die Ou Testament ons wou vat, na die genade van die Here Jesus toe. En so volg die Ou Testament en die Nuwe Testament soos twee golwe, genade op genade, wat na die mense toe kom uit die hart van God uit. Die belofte en die skadu van die Ou Testament vind hul klimaks in die Here Jesus Christus. Alles in die Ou Testament het op 'n manier terugverwys en die volk nader getrek en voorberei vir die koms van hierdie beloofde Messias wat die verhouding weer met God sou herstel.
Wat 'n onuitspreeklike genade is dit nie alreeds nie. Daarom kan ons baie duidelik sien, Johannes verkleineer nie Moses nie. Hy wys dat Moses se bediening sy doel in Jesus Christus bereik. Ons lees die hele skrif daarom met Christus as die middelpunt. Daar's baie mense wat vandag wil sê net die Ou Testament is die waarheid of net die Nuwe Testament is die waarheid en hierdie twee amper teenoor mekaar wil stel asof hulle vyande is. En op die ou einde is die Nuwe Testament maar net die vervulling van die simfonie wat in die Ou Testament reeds begin speel het. Die een kan nie sonder die ander wees nie, want die een sonder die ander is nie die volledige openbaring van die evangelie van God nie. Daarom weet ons dat al daardie dinge wat in die Ou Testament gebeur het en opgeteken is ter wille van ons verstaan, ter wille van ons verhouding, ter wille van ons interaksie met God en met die Here Jesus Christus. Hulle het die genade ervaar om vorentoe na die Here Jesus te kyk en ons ervaar die genade om terug te kyk na die Here Jesus toe. Genade op genade, kosbaar. Hierdie genade word dan ook vir ons verder uitgedruk in baie presiese detail wanneer Johannes skryf in vers 18, niemand het ooit God gesien nie. Die eniggebore seun wat in die boesem van die Vader is, die het hom verklaar. Kom ons kyk na wat dit beteken. Vers 18 is 'n besondere belangrike teksvers, omdat dit vir ons wys waarom die Here Jesus aarde toe gekom het en natuurlik insluit wat hy vir ons kom doen het toe hy aan die kruis van Golgotha gesterf het. In hierdie gedeelte sien ons dan Jesus as die eniggebore seun. Nou hierdie enige gebore moet ons baie mooi verstaan. Dit is die Griekse woord monogenes en dit beteken nie die enigste kind soos oudstes en enigstes nie, maar dit beteken die unieke een, die een wat heeltemal anders is as enige ander, enige gebore seun van God. En enige gebore, omdat hy natuurlik nie deel van die skepping is nie, maar skepper self is, omdat hy by God die Vader was, omdat hy self God is, maar vlees geword het en onder ons kom woon. Johannes dui weer op sy unieke verhouding met God die Vader wanneer hy sê dat hy in die boesem van die Vader was. Dis 'n besondere frase. In die tyd toe Johannes geleef het, het etenstyd so klein bietjie anders gewerk as wat dit vandag werk. Wanneer 'n mens gaan aansit het vir ete, het jy met jou voete weggelê van die tafel af, maar net so half gelê sit terwyl die tafel dan in die middel was. En die persoon wat aan jou regterkant was, in die rigting waarin jy gekyk het, was dan jou getrouste, jou naaste, jou beste vriend gewees. En dit was die plek aan die boesem van iemand anders, op hulle bors. En dwars deur Johannes se evangelie is hy lief vir hierdie metafoor om te sê dat hy aan die boesem van die Here Jesus gelê het. Met ander woorde, hy het hierdie ereplek by die Here Jesus gehad, net soos wat die Here Jesus hierdie ereplek by die Vader gehad het. En dit dui weer vir ons op die ongelooflike, intieme en noue verhouding. Hy sê dan ook vir ons, niemand het die Seun gesien nie. Niemand het die Vader gesien nie. En dis baie waar. Die volle heerlikheid van God kan deur geen mens gesien nie. Ja, God kies om homself te openbaar in die brandende bos en die wolkkolom, in 'n persoon selfs partykeer wanneer hy by Abraham se tente gaan stop. So daar's baie plekke waar die Here homself in een of ander vorm openbaar, maar die volle heerlikheid van God word nooit deur 'n mens gesien nie. Selfs wanneer Moses vir die Here vra om hom in sy volle heerlikheid te sien, sê die Here aan Moses, geen mens kan my volle heerlikheid sien en bly leef nie, en dan onderhandel die Here en Moses dat Moses die agterkant van die heerlikheid van God mag aanskou. 'n Kosbare en baie interessante verhaal wat daar in Eksodus 34 vir ons opgeteken is. En nou kom Johannes en hy sinspeel hierop deur te sê, niemand het ooit God volkome gesien nie. Niemand het hierdie ereplek aan sy bors gehad nie. Niemand het eerstehandse ervaring van wie God is nie. Maar soos wat Johannes die Doper eerstehandse ervaring gehad het van die Here Jesus en daarom die gesag gehad het om van hom te getuig, en Johannes die apostel
eerstehandse ervaring gehad het van die Here Jesus en daarom die gesag gehad het om van hom te getuig, so het die Here Jesus eerstehandse ervaring van God die Vader in die ewigheid voor die skepping gehad en daarom is hy die gesag wat vir ons die Vader verklaar. Die woordjie verklaar daar is die Griekse woord exegesato en dis waar ons die woord eksegese vandaan kry. Nou wanneer jou predikant sy werk baie goed doen, dan is hy 'n eksegetiese prediker en dan wat sy werk is om hierdie antieke geskrifte van die skrif dan te vat en dit oop te maak sodat dit op 'n verklaarbare en verstaanbare manier vir 'n mens maklik is om te verteer. Met ander woorde, jy kry die waarhede van die skrif en jy kom leer dit vir die mense. En dan kom Johannes en hy gebruik hierdie selfde woord om te beskryf wat die Here Jesus gedoen het. Maar meer nog, as 'n prediker wat iets ekstern vat en daardie eksterne ding bestudeer en dit dan op 'n verstaanbare manier kommunikeer, was Jesus Christus nie net die een wat geondersoek het wie God die Vader was en dit dan aan ons kom openbaar het nie, hy was God self en het daarom 'n selfopenbaring gemaak binne in die skrif. Hy het hom verklaar. Hoe kosbaar is dit? En dit is baie belangrik om te verstaan en dit het 'n baie belangrike toepassing in ons lewens. Hierdie selfverklaring van God beteken dat ons nie nodig het om bekommerd te wees en te wonder oor hoe God oor 'n sekere saak voel of hoe God se persoonlikheid is of hoe God sal optree in sekere situasies nie. Ons weet hoe God sal optree in sekere situasies. Ons weet hoe God met my sonde gaan hoe God my sonde gaan hanteer. Ons weet hoe God teenoor mense gaan wees. Ons ken die woorde wat God gaan spreek, want ons het dit leer ken in die Here Jesus. Om die Here Jesus te ken is om God die Vader ook te kan ken. En daarom leer ek wie God is deur my verhouding met die Here Jesus te kan bou. En dit's baie belangrik vir ons om te verstaan. In 'n tydperk wanneer almal amper hulle eie weergawe van God wil vir hulle self bymekaar maak om 'n God te kry waarmee hulle gemaklik is, behoort ons elke godsbeeld te toets aan die Here Jesus Christus. Is dit wat ek van God dink, dit wat ek van God voel, dit wat ek van God glo, stroop dit met die lewe en die werk van die Here Jesus? Klink dit soos iets wat hy sou gedoen het of sou gesê het? Ons lees sy kruis en openbaring, die genade en die waarheid van die Here Jesus. En daarom het ek gesê, as ek sê dat hy gekom het om die God vir ons te openbaar en dat dit sy doel was waarom hy gekom het, dan is die kruis nie daarbey uitgesluit nie, omdat die kruis juis die grootste openbaring van God se genade, waarheid en liefde insluit. Wil ek weet wie God is? Kyk na die Here Jesus. So eenvoudig soos dit. Dis ongelooflik belangrik om te verstaan. In vers 19 bereik ons 'n baie belangrike keerpunt in hierdie gedeelte. Ewe skielik gaan Johannes weg van daardie ewigheidstaal waarmee hy besig was en ons word amper op 'n dramatiese manier in 'n verhaal ingeruk. En hy doen dit met 'n baie pertinente doel en 'n baie pertinente rede. Hy wil graag hê dat ons nie moet na die eerste proloog van hierdie evangelie kyk, alles wat hy geskryf het tot en met vers 18, en dan vir onsself sê dat hierdie 'n baie interessante teorie oor God of 'n baie interessante idee oor God of filosofie oor God is nie, maar hy wil dadelik hierdie waarhede wat hy vir ons in die proloog geskryf het, kom verbind met 'n fisiese gebeurtenis in die geskiedenis. En daarom kom vat hy ons amper uit hierdie ewigheidstaal uit en hy ruk ons in hierdie verhaal wat gegrond is op 'n tyd en in 'n plek in die geskiedenis. Iets waarmee die mense van daardie tyd dalk nou nog persoonlik bekend sou wees. En dit sien ons in Johannes 1 vers 19. En dit is die getuienis van Johannes, toe die Jode uit Jerusalem priesters en leviete gestuur het om hom te vra, wie is u? Nou daar's 'n paar belangrike dinge wat ons in hierdie vers kan raak sien. Die eerste, weer eens net 'n beklemtoning, daardie getuierol wat Johannes die Doper aangetrek het en dit is die getuienis van Johannes gewees. En hierdie getuienis word dan ook geopenbaar in hierdie konfrontasie met die Jode. Johannes die Doper was 'n vreemde man gewees, as ek dit nou maar eerlik kan sê. Hy het 'n kameelhaar jas aangetree, hy het sprinkane en wille heuning geëet
en hy het in die woestyn gebly. Hy was enigmaties, vreemd. Mense het na hom toe opgelet. Sekere mense het waarskynlik gesê dat hy so 'n bietjie van sy sinne beroof is. Hy was anders as al die mense. En Johannes begin hier met 'n openbare bediening en hy begin om vir mense te preek en hy sê vir hulle dat hulle tot bekering moet kom en hy nooi hulle na die Jordaanrivier toe en daar in die Jordaanrivier doop Johannes die Doper dan nou mense. En dit veroorsaak so 'n ophef dat die Jode, natuurlik hier nie verwysend na al die Jode nie, maar waarskynlik na die Joodse godsdienstleiers, dan die priesters en die leviete na Johannes toe stuur. En dan word hierdie priesters en leviete dan ook later geopenbaar as fariseërs. Nou, wanneer hulle na Johannes toe kom, is dit amper hierdie sterk kontras wat ons in die geskiedenis sien. Johannes is hierdie eenvoudige, hierdie vreemde, enigmatiese karakter in die geskiedenis, besig om hierdie vreemde werk te doen, en dan kom daarvan hierdie hooggeleerde, baie belangrike mense, al die pad uit in die woestyn na Johannes die Doper toe, om hier vir hom 'n paar vrae te kom vra. Nou, as ons verstaan het hoe ver verhewe hierdie mense hulle self bo Johannes die Doper gestel het, dan sou ons dadelik gevra het, waarom was dit so belangrik dat hulle met Johannes die Doper gaan praat? En een van die redes waarom dit belangrik was, lê baie sterk gegrond in hulle geskiedenis. Jy sien, die fariseërs, die leviete en die priesters was geleerde mense gewees en hulle was geskool in die wet en hulle was geskool in die bediening by die tempel en daar was baie spesifieke en pertinente religiese stappe wat hulle gevolg het, prosedures wat hulle gevolg het en wette wat hulle gehoorsaam het. En een van hierdie wette was dat wanneer iemand homself uit die heidendom uit bekeer het tot die Joodse volk, dan moes hy in water gewas het. Kyk, hulle het mos 'n klomp reinigingsgebruike gehad. Die hande word gewas voordat hulle by 'n plek ingaan. Die voete word gewas met kere. Daar word hier en daar op hierdie en daardie manier gewas. En een van hierdie wassinge wat hulle gehad het, was as daar nou iemand gekom het uit die heidense nasies uit en hy het hom bekeer tot die Joodse volk en tot die Joodse godsdiens, dan was hy nou hier in die publiek gewas. Maar wat Johannes gedoen het, wat baie anders was om die Joodse volk, hierdie verbondsvolk te nooi, te sê dat hulle 'n bekering moet ondergaan en dat hulle gewas moet word binne in hierdie Jordaan. Nou dis 'n baie belangrike statement wat hy maak. Hy's besig om te sê dat hierdie verbondsvolk, hierdie verbondsvolk bekering nodig het. So 'n drastiese bekering as wat daar is van die heidendom na die Joodse volk toe. Dis 'n groot stelling om te maak. En daarom kom hierdie priesters dan nou na Johannes die Doper toe, wat hierdie groot gevolg begin ontwikkel het, en hulle vra vir hom, deur watter gesag doen jy dit? Wie gee vir jou die reg, met ander woorde, om te sê dat ons, die verbondsvolk, die volk van God, Israel, dat ons moet bekeer? Van wat moet ons bekeer? En dan so drasties moet bekeer dat daar 'n doping nodig is, asof ons uit die heidendom uit in die Joodse volk inkom. En Johannes gaan vir hulle sê. En voordat ons by daardie openbaring kom, moet ons eers net die kernwaarheid en die praktiese deel daarvan saamvat. Die kernwaarheid hier is dat die evangelie nie vlug van ondersoek nie, maar die ondersoeker moet verder as die getuie na Christus kyk. En dis baie belangrik en dis iets wat ons nou gaan sien ook wanneer ons na die res van hierdie verhaal kyk. Hulle het in Johannes die Doper vasgekyk en nie in dit wat hy verkondig het nie. Hulle was besorg oor hierdie uiterlike tekens, oor hierdie dinge wat hy fisies gedoen het, maar nie oor dit wat hy verkondig het nie. En daarom mis hulle iets baie belangriks. Een van die lesse wat ons hieroor kan leer is dat wanneer iemand 'n mens se geloof bevraagteken, dat ons eerlik die geloof kan beantwoord en presiese taal kan gebruik om dit ook te doen, net soos Johannes dit gedoen het. Kom ons kyk nou wat gebeur volgende in die verhaal. Wat antwoord hy hulle as hulle hom vra, wie is u? En net vir interessantheid, wanneer hulle hom vra, wie is u, gebruik hulle baie skerp en baie plat taal om Johannes aan te skryf. Dit kan amper vertaal word as hy, jy. Wie is jy? So kom ons kyk wat antwoord hy hulle. Nou voordat ek hierdie vers lees en sy antwoord aan hulle gaan sien,
wil ek net noem dat in Lukas ons alreeds gesien het dat sommige van die mense van Johannes die Doper gehoor het, hierdie vreemde figuur wat op die toneel verskyn en al hierdie dinge verkondig en dan hierdie doop bedien. En hulle het begin om onder mekaar te vra, is hy nie miskien die Christus nie? En Johannes die Doper moes waarskynlik gehoor het dat dit 'n vraag was wat op die mense se harte gerus het en daarom kon antwoord hy baie pertinent. Hy het erken en nie ontken nie, maar erken ek is nie die Christus nie. Nou tipies aan die styl van Johannes kry ons daai 3 dubbele erkenning, nê. Hy het erken en nie ontken nie, maar het erken ek is nie die Christus nie. Nou weer eens is daar vir ons 'n paar waarhede hier in die taal versteek. Wanneer hy sê hy het erken, gebruik hy die woord homologeo en dit beteken dieselfde woord. Hy het regtig voet by stuk gesit en gesê ek is nie die Christus nie. Hy het dit nie ontken nie en hierdie herhaling maak maar net dit vir ons baie duidelik dat ons nie miskien mis kan lees of verkeerd kan verstaan nie. Johannes het pertinent en duidelik gesê hy is nie die Christus nie. Maar wanneer Johannes hierdie woorde sê, ek is nie die Christus nie. Hy het erken en nie ontken nie, maar erken ek is nie die Christus nie, dan gebruik hy baie interessante taal. Hy gebruik die woorde ego uk eimi om te sê ek is nie. Nou waarom dit belangrik is omdat die Here Jesus, wanneer hy deur die evangelie van Johannes na homself verwys en sê ek is, soos wat hy sê ek is die ware wynstok, ek is die deur, ek is die goeie herder, dan gebruik hy die woorde ego eimi. En ego eimi beteken ek is, wat 'n sterk terugverwysing is na Eksodus 3 toe, waar Moses vir die Here vra, wat is u naam? En die Here sê vir hom, ek is wie ek is. En dan kom die Here Jesus op die toneel en hy sê, ek is die ware wynstok. Ek is die deur. En Johannes kom hier en hy gee amper 'n baie skerp verwysing deur te sê ego uk eimi. Ek is nie hy nie. Met ander woorde, hy sê maar op 'n gebruikelike manier ek is nie die Christus nie, maar hy sê dit op so 'n manier dat ons baie duidelik kan sien dat hy nie hierdie titel wat baie pertinent aan die Here Jesus gegee word vir homself wil neem nie. Een van die beelde wat ons gebruik om hierdie waarheid wat Johannes in hierdie vers vir ons uitlig te verduidelik is om baie pertinent te sê, die getuie is die bruidegom se vriend, nie die bruidegom nie. Jy hoef nie die redder van mense of projekte te wees nie. Dis 'n wonderlike bevrydende waarheid in die evangelie. Jy kan wel jou invloed, jou talente, jou woorde, jou omstandighede gebruik om mense na Christus toe te wys, om Christus te verhoog en nie jouself nie, nes Johannes die Doper. Kom ons kyk na die volgende vers en kyk wat het gebeur. Vers 21 sê, en toe vra hulle hom, wat dan? Is u Elia? En hy sê, ek is nie. Is u die profeet? En hy antwoord, nee. Baie interessant, kom ons kyk wat bedoel hulle hier. Nou om te verstaan waarom Johannes hierdie vraag gevra word, moet ons verstaan wat staan in Maleagi 4 vers 5. In Maleagi 4 vers 5 is daar 'n belofte wat sê, kyk ek stuur voor die groot en vreeslike dag van die Here stuur ek die profeet Elia na julle toe. En daarom voor die koms van die Messias kom die Fariseërs na Johannes toe en hulle sê, is jy dan nou Elia? En Elia sê dan baie pertinent, ek is nie. En nou sal 'n mens wonder, bedoel hy dan, ek is nie hierdie een wat aan sou kom kondig dat die Messias op pad was nie. En hy is verseker in die werk en in die rol van Elia in hierdie gedeelte, soos wat die Here Jesus ook later sê, maar hy is nie die gereïnkarneerde Elia nie. Met ander woorde, hy is nie fisies Elia nie, hy is Johannes en daarom sê hy vir hulle, ek is nie. Hy is ook nie die profeet nie. Nou let op die lidwoordjie die daar. Hulle vra hom nie of hy 'n profeet nie, maar die profeet. En dit verwys natuurlik na die profeet wat soos Moses sou wees, wat beloof word in Deuteronomium 18 vers 15, waar die Here gesê dat daar weer 'n profeet soos Moses sal wees, wat die wil en die Here sal kom openbaar. Natuurlik verwys dit na die Here Jesus. En Elia wat dan weer eens ook sê, ek is nie hy nie.
En ons sien 3 ontkennings tot op dusver oor Elia. Amper asof die Fariseërs daar met 'n bordjie gestaan het in hulle hand en so met blokkies gesê het, hy is nie die Christus nie, hy is nie Elia nie en hy is ook nie hierdie profeet waarvoor ons wag nie. En hierin sien ons Johannes kom in die gees en krag van Elia, maar Jesus is die beloofde profeet en die Messias. Een van die dinge wat ek hierin baie mooi raak sien en wat ek baie graag in my eie lewe wil toepas, is hoe Johannes sy identiteit absoluut deur die skrif laat definieer. Hy weet presies wie hy is en wie hy nie is nie. Hy laat nie mense op hom projekteer en vir hom sê dat hy miskien die profeet is nie. Terwyl hierdie profeet miskien nie 'n naam gehad het en baie pertinent en duidelik was in die skrif nie, sou dit maklik kon wees vir Johannes om te sê, miskien is ek die profeet. Miskien is ek die een wat beloof is in die skrif in daardie opsig. Maar Johannes laat nie toe dat mense op hom definisies lê nie. Hy wag dat die skrif te doen. In vers 22 word die frustrasie van hierdie Fariseërs amper duidelik as hulle vir hom sê. Toe sê hulle vir hom: "Wie is u dat ons antwoord kan gee aan die wat ons gestuur het? Wat sê u van uself?" Sien, Johannes het nog nooit hulle vraag beantwoord nie. Hy het elke keer vir hulle in die negatiewe geantwoord, amper asof hy weg wil beweeg van homself af. Aan die begin as hulle hom vra, is jy so of is jy so of is jy so, het hy gesê, ek is nie die Christus nie, ek is nie Elia nie, ek is nie die profeet nie. Hy het nooit vir hulle gesê wie hy is nie. En nou kom hulle vra hom baie pertinent en reguit, maar sê ons dan, wie is u as hy nie hierdie 3 is nie? Die Grieks hier maak weer hulle frustrasie erger bekend wanneer hulle vir hom in Grieks sê tis ei, wat beteken wie's jy? As ek dit nou in plat Afrikaans kan uitdruk. En hulle wou gehad het dat Johannes vir hom 'n antwoord, 'n baie positiewe en direkte antwoord gegee het, nie omdat hulle eers self noodwendig nuuskierig was nie, maar omdat hulle moes gaan om terugvoer te gee. So hulle wil nou klaar kry met hierdie gehuggie hier in die woestyn en hierdie beweging van hierdie persoon waaroor hulle eintlik nie veel omgee nie. Hulle wil net teruggaan met 'n antwoord. Johannes gee nie aan hulle hierdie antwoord. Die kernwaarheid wat ek al reeds net in hierdie versie lees is, Christelike identiteit word ontvang binne God se verhaal. Dit word nie uit eie begeerte uitgevind nie. Met ander woorde, ek vind nie uit wie ek is as ek 'n kind van die Here is deur my eie begeerte of my eie beskrywing nie, maar deur die plek wat ek inneem in God se verhaal. Hoe identifiseer jy jouself? Wie is jy? Is jy iemand wat hou van dit of nie hou van dit nie, of iemand wat so maak of so maak? Baie mense sal antwoord met hulle beroep, ek is 'n predikant, ek is 'n onderwyser, maar wie is jy in God se verhaal? Ek is 'n kind van God, 'n stem wat die koms van die Here, die volgende koms natuurlik, verkondig en wat die koms van die Here, die vorige koms, ook natuurlik verkondig. Wie is ek? Ek is kind van God. Ken jou plek binne in die verhaal en die openbaring van die skrif. Weet wie jy is in God se oë is een van die belangrike lesse wat ek hier leer. Johannes antwoord hulle dan in die positiewe. Hy gee toe nou maar vir hulle wat hulle vra en hy antwoord toe vir hulle in baie duidelike taal presies wie hy is en hy doen dit deur 'n skrifgedeelte aan te haal. En ons gaan in die skrifgedeelte ook kyk. Maar in Johannes 1:23 sê hy en hy antwoord: Ek is die stem van een wat roep in die woestyn, maak die pad van die Here reguit, soos Jesaja die profeet gesê het. Kom ons lees wat het Jesaja die profeet gesê. In Jesaja 40:3 kry ons 'n stem van een wat roep: Berei in die woestyn die weg van die Here, maak gelyk in die wildernis 'n groot pad vir ons God. Nou binne in die konteks van Jesaja 40 is dit die Here besig om te praat oor die herstel van Israel en dat hy hulle weer amper soos wat hy hulle uit Egipte uitgelei het, weer sal uitlei en dat daar 'n stem sal roep in die woestyn wat sê: Maak die pad van die Here gelyk om hierdie verlossing dan te kom bring. Nou dis baie pertinent dat Johannes hierdie vers aan homself toeëien. Hy is die stem wat die woord verkondig. Die stem is tydelik, die woord is pertinent. Die stem se werk is net om uit te roep: Maak gereed, maak gelyk die paaie, bekeer julle soos wat hy gedoen het, nie ter wille van homself nie, nie ter wille van wat was nie, maar ter wille van God wat op die toneel verskyn. En op so 'n manier verbind hy amper direk die Here Jesus aan God,
wanneer God in Jesaja 40 op die toneel verskyn, maar in Johannes 1 is dit natuurlik die Here Jesus Christus wat op die toneel verskyn. Interessant in hierdie gedeelte is die Grieks die woord phone vir die woord stem, waar ons natuurlik die woord foon vandaan kry, en dan Christus bly natuurlik altyd die woord. Die stem was die een wat die woord gedra het en uitgedra het, maar die woord was die betekenis, die waarde daarvan gewees. Johannes het nooit misgis wie hy is nie. Hy het geweet, hy was net een wat gesê het, maak gereed vir die werklike waarde, die werklike woord om te kom. Wat interessant is ook hierdie maak regheid. Dis in die Grieks geskryf op so 'n manier dat ons sal weet dat dit 'n dringende bevel is. Bekeer julle, want die koninkryk van God is op hande. Jesaja se pad vir die Here berei vir ons die pad om die Here Jesus dan ook te ontvang op hierdie toneel. Kom ons kyk na wat volgende gebeur in hierdie gedeelte. Nadat ons gekyk het na die kernwaarheid natuurlik. Die kernwaarheid hier sê, die stem is tydelik, die Here wie se pad voorberei word, is die middelpunt. Maak julle bekering van die krom paaie reguit en laat jou stem die woord dra, nie vervang nie. Dis baie belangrik. Ons werk as kinders van die Here is nie om te sê of te bepaal wat God sê nie, maar dis net om vir mense na God toe te wys. Ons hoef nie self te praat, of uit onsself uit raad te gee, of uit onsself uit enigiets te wees nie. Ons, soos Johannes, kan net na Christus Jesus wys. Hy is die lig en die waarheid en die lewe. Vers 24, en die wat gestuur was uit die Fariseërs gewees. Nou natuurlik het ons al hieroor gepraat, maar ons weet hulle was uit die Fariseërs gewees. Hulle was 'n afvaardiging en tree met amptelike gesag op. Die Fariseërs het 'n sterk fokus gehad op die wet, reinheid en godsdienstige orde. En hulle agtergrond verklaar hulle vraag oor Johannes se doop. Ons het nou al so 'n bietjie daarna gekyk, maar dat hulle nou natuurlik wanneer hulle hierdie doop gesien het, het hulle amper hierdie leek gesien wat die heilige gebruike wat hulle in die tempel gehad het, sommer maar so hier op die kant kom bedien het. En kom hulle na hom toe amper met 'n vraag wat sin maak. Uit wie se gesag doen jy hierdie dinge? Waarom doen jy hierdie dinge? Nou die blote feit dat dit Fariseërs was wat hierdie vraag gevra het, lei my tot die volgende afleiding. Godsdienstige kundigheid kan die regte vrae vra. Hierdie was slim en geleerde manne gewees en hulle vra tog die regte vraag. Daar was iemand wat besig was om die heilige gebruike wat in die tempel bedien was, sommer so aan die kant te kom bedien. En dit was reg van hulle om na hom toe te gaan en vir hom te vra, deur wie se gesag en deur wie se krag doen hy hierdie dinge. Wat hulle verkeerd gedoen het, was om daardie geestelike gesag, daardie geestelike kennis wat hulle gehad het, daardie behoefte aan beheer wat hulle gehad het, so te gebruik, dat hulle nie gesien het dat God besig was om te werk nie. Hulle het nie na Johannes se boodskap geluister nie, hulle was so geset of die dinge op die regte manier gedoen was, dat hulle die betekenis van hierdie dinge heeltemal vergeet het. Die vraag wat hulle dan aan Johannes stel, kom vir ons in vers 25. En hulle vra hom en sê vir hom, waarom doop jy dan as u nie die Christus of Elia of die profeet is nie? En dit is 'n belangrike vraag om te vra, soos ons reeds gesê het. Die vraag hier gaan oor gesag, nie oor die tegniek nie. Volgens hulle raamwerk was dit die priesters, die leviete gewees wat die voorreg gehad het om hierdie dinge binne in die tempel te kom bedien. En nou kom vra hulle om, maar wie het vir jou toestemming gegee om hierdie dinge hier te doen? Wie het vir jou toestemming gegee om hierdie dinge te verkondig? Waar het jy hierdie insig of hierdie kennis vandaan gekry? En soos ek sê, dis 'n goeie vraag om te vra. Johannes roep Israel self tot bekering en reinigheid. Die waterteken berei hulle voor vir die een wat met die Gees sou kom doop. Dit was 'n belangrike stelling en standpunt wat Johannes hier ingeneem het en hulle moes hom vra deur wie se gesag hy dit kom doen. Hulle fout was, soos ek reeds gesê het, is om op die uiterlike te fokus en nie na die betekenis te kyk nie. Die uiterlike verbondsreg maak niemand vry van die noodsaak van bekering nie. Jy kon nie maar net gewas gewees het by die tempel en nou was jy ewe skielik 'n Jood nie. Jy moes jouself tot die tradisies en die godsdiens van die Jodendom ook bekeer het en ook op 'n geestelike vlak het bekering nie net gegaan oor 'n uiterlike ding wat jy gedoen het nie, maar die hart is wat bekeer moes word.
Moenie op die teken sonder Christus vertrou nie. Laat die sigbare godsdiens na innerlike bekering lei. En dis wat hulle gemis het. Hulle het nooit by daardie innerlike bekering uitgekom nie. En daarom antwoord Johannes glad nie hulle vraag nie. Maar hy vra vir hulle of hy sê vir hulle iets anders. En dit is seker die klimaks van hierdie hele gedeelte en een van die skokkendste dinge wat ek dink Johannes in sy evangelie skryf. Vers 26 sê, Johannes antwoord hulle en sê, ek doop met water, maar onder julle staan hy, vir wie julle nie ken nie. Nou as ek hierdie woorde lees, dan dink ek dadelik aan wat ons gelees het in vers 10 en 11 vroeër in die hoofstuk. Toe Johannes vir ons gesê die lig het na sy eie mense toe gekom, maar sy eie mense het hom verwerp, het hom nie aangeneem nie. Hulle het die lig verwerp, hulle het die duisternis liewer gehad as die lig. Hulle het hom nie raak gesien toe hy kom nie, en ons sien soveel voorbeelde daarvan. Die blote feit dat toe die Messias gebore was in Bethlehem, daar vir hom nie 'n plek was nie. En nou kom hierdie geleerde mense, hierdie mense wat se lewens toegewy was aan die ondersoeking van die skrif en aan die ken van die tekens en wat alles geweet het wat daar te wete was oor die Messias, en hulle staan hier by Johannes die Doper en ondervra hom oor waarom hy doop en wie se gesag hy het om te doop, en Johannes in plaas van om hulle te beantwoord sê, weet julle wat? Julle leiers van Israel staan hier en julle vra my al hierdie vrae oor die doop en julle weet nie eers wie ek is nie. Julle besef nie dat onder julle staan hy alreeds nie. Julle ken hom nie. Julle sien hom nie raak nie. Johannes het met water gedoop, 'n uiterlike teken om hulle voor te berei vir die koms van die Messias. Dit was 'n doop wat 'n uiterlike simbool was van 'n bekering, van 'n lewe vir 'n self waar hulle Christus die Messias moes aanneem. Maar hoe skokkend is dit dat hierdie mense wat hulle self nie bekeer het, hierdie leiers van Israel daar gestaan het in die teenwoordigheid van die Christus en hom nie raak gesien het. En ek het simpatie vir hulle, want dit was 'n gewone dag. Dit was 'n gewone dag soos 'n Dinsdag gewees en hulle het uitgegaan na hierdie plekkie in die woestyn toe en daar was God besig om te werk. God was daar teenwoordig op hierdie ongelooflike manier en hulle het hom nie raak gesien nie. Hy was reeds daar. En dit laat 'n mens baie keer wonder, maar is God nie besig om te werk alreeds in my eie lewe en ek sien dit nie raak nie? Is ek nie so behep in my eie godsdiens en in my eie dag se woel en waar dat ek nie God se werk raak sien? Dis 'n baie ernstige vraag om te vra. Die lig het na die mense toe gekom en die mense het dit nie gesien nie. Die kernwaarheid wat ek hierin kan sien is dat die diepste blindheid is om naby aan God se openbaring te wees en Christus steeds nie te herken nie. En as ek dit kan deurtrek na onsself toe, ons gaan baie keer in die kerk sit en na 'n boodskap luister of 'n gedeelte in die Bybel lees en ons kan hierdie inligting ontvang, hierdie waarhede raak sien en al hierdie dinge sien, maar ons sien nie Christus nie. Ons sien nie wat vir ons openbaar word van Christus in ons eie lewe en hoe ons meer soos Christus kan lewe en hoe ons na Christus en vir Christus en deur Christus kan wees nie. Ag liewe vriende, laat ons tog nooit besig wees met 'n Christuslose Bybel en skrif nie. Laat ons gedagtes, ons preke, ons liedere, ons optrede, alles wat ons doen, tog altyd fokus op Christus in die middelpunt. Bid dat die Gees jou oë vir die teenwoordigheid van Christus in jou lewe, die werk van Christus in jou hart en in jou siel en in jou omstandighede sal kom oopmaak, dat jy Christus altyd sal raak sien, selfs op 'n gewone Dinsdag. Johannes gaan natuurlik verder in vers 27 en hy sê, dit is hy wat na my kom, wat voor my geword het, wie se skoenriem ek nie waardig is om los te maak nie. Nou as Johannes sê dat hy nie waardig is om 'n skoenriem los te maak nie, die woord aksios daar vir waardig,
Dan is hy glad nie besig met selfbejammering nie. Hierdie gedagte van 'n skoenriem losmaak was 'n bekende gedagte in daardie tyd. Die woordjie wat hy daar gebruik is die woordjie vir skoenriem is die leerbandjie waarmee hulle die sandaal vasgemaak het. Daar's 'n prentjie daarvan 'n sandaal op die klip en daardie leerbandjie het hulle gebruik om seker te maak dat hierdie sandaal nou in jou skoen bly. Nou voete in die Here Jesus se tyd was nie 'n aangename onderwerp nie. Hulle het nie in motors gery en met lekker kouse en skoene rondgeloop wat so mooi vervaardig is soos wat ons vandag doen nie. Hulle het maar in hierdie sandale in hierdie ongenadige omstandighede geloop en hulle het ver geloop. Hulle het geloop waar hulle wil kom. Baie ryk mense het partykeer met perde en esels en kamele en allerlei ander dinge gegaan. Maar meeste van die tyd het jy maar geloop van punt A na punt B. En die voete was wat die Here Jesus gedoen het en selfs die sandaal losmaak was 'n taak wat so aaklig was wat die mense so graag nie wou doen nie, dat daar selfs binne in die slawe in iemand se huis 'n hiërargie ontstaan het, nie? Jy het jou belangriker slaaf gehad wat amper eerste in jou huis was, soos wat Josef in Potifar se huis was, en dan het jy jou slawe gehad wat al hoe laer en laer en laer en laer gaan. En die werk om die meesters van die huis se skoene los te maak en hulle voete te was 'n werk wat gereserveer was vir die laagste van die laagste van die laagste slaaf. Inteendeel, daar was 'n wet gewees wat 'n skoolier verbied het om sy skoolmeester se skoen los te maak omdat dit te vernederend was om dit te doen. En nou kom Johannes op die toneel en hy sê ek is nie eers waardig om die laagste van die laagste van die laagste van hierdie slawe te wees, om die veter van sy skoenriem los te maak nie. En dan wil ek amper sê, en julle mis hom. Julle sien hom nie raak nie. Julle is bekommerd oor my. Ek is niks. Hou op vra deur wie se gesag ek te doen. Hou op worry oor wie ek is. Ek wil julle net kom wys na die een wat eintlik belangrik is. En hierdeur is Johannes natuurlik nie besig met 'n vorm van self beheptheid en waar hy homself nou nederig en jammer kry en niks wil maak nie, maar hy is so oorweldig deur die grootheid van Christus dat hy in hierdie gedeelte amper nie kan glo hulle is met hom besig nie. Hoekom worry jy oor my? Christus is die een. Kyk na die Here Jesus Christus. Ag dat my lewe maar net 'n uitroep kan wees soos wat Johannes hier uitgeroep het. Mag ek in elke oomblik van elke dag verwonderd wees en sê vir mense, moenie na my kyk of na wat ek sê of waarmee ek besig is nie, maar kyk tog net na Christus. As deur my bediening jy tog net die Here Jesus sal kan raak sien, dan is dit vir my genoeg, want Christus is die een. Dit gaan oor Christus, absoluut, onbeperk. Jesus Christus is al wat saak maak. Die grootheid van Jesus Christus maak dat ek amper niks is nie. Dis nie 'n selfbejammering nie, dis 'n bewondering van grootheid. Dus soos as ek in die voetenend van 'n massiewe gebou staan en ek kyk op met verwondering na hierdie wolkekrabber wat hier voor my staan, hierdie massive gebou, dan worry ek nie oor myself en hoe klein ek is nie. Ek sit nie daar en worry oor myself en bedink hoe klein ek is nie. Ek is net in absolute verwondering oor die grootheid van hierdie gebou. En dis wat Johannes hier doen. Hy sien die absolute grootheid van Jesus Christus raak. En ek kan nie glo dat hulle na hom kyk terwyl Christus voor hulle staan nie. Hy's 'n spikkeltjie. Christus is die berg van God se genade. Hoe wonderlik is dit nie? Mag ons so leef dat ons na die Here Jesus wys. Vers 28 sluit dan hierdie gedeelte af deur te sê dit het gebeur in Betabara oorkant die Jordaan waar Johannes besig was om te doop. Nou ek wil net hierso noem die rede waarom Johannes hierdie gedeelte invoeg is om hierdie hele verhaal te grond op 'n fisiese plek wat fisies in die geskiedenis gebeur het. Dis vir hom belangrik dat mense verstaan, hy's nie net besig om sommer maar net 'n storie te vertel nie, maar hierdie was 'n regte gebeurtenis in 'n regte plek. Nou ek wil ter wille van deursigtigheid sê dat daar 'n bietjie kritiek is oor hierdie Betabara wat vir ons in hierdie gedeelte geskryf word, omdat ons nie presies seker is waar dit is aan die oorkant van die Jordaan nie. Dit is belangrik dat dit by die Jordaan gebeur, maar die dorp se naam is nie so belangrik nie.
baie vroeër geskrifte voor die Textus Receptus waaruit die 1933-53 vertaling vertaal is, vertaal hierdie gedeelte as Betania, maar Betania word anderster gespel as die Betania wat ons deur die res van hierdie evangelie kry, soos waar Martha en Maria en Lazarus dan nou gewoon het. So hierdie plek, Betabara, soos wat hy dan later in van die ander geskrifte bekend staan, of Betania, soos wat hy nou in van hierdie ander geskrifte bekend staan, maak nie eintlik saak nie, wil ek sommer net prontuit sê. Dit gaan oor 'n plek by die Jordaan. Waar dit was, maak nie so seker saak nie, dit gaan oor 'n plek by die Jordaan. En dis belangrik dat dit by die Jordaan was, want by die Jordaan is waar hulle die intog in hierdie beloofde land gehad het. Dis waar hulle hierdie pad as volk saam met die Here begin stap het, en dis waarop Johannes wil sinspeel wanneer hy by hierdie plek doop. Dis hierdie bekering uit die ou dinge uit in die nuwe dinge in, wat hierdie nuwe genade wat die Here Jesus dan vir hulle sou wees. Die kerngedagte daar natuurlik, die ewige woord het ons werklike geskiedenis betree. Geloof rus nie op 'n tydlose mite nie, maar oor iets wat werklik in die geskiedenis gebeur het. Ek wil hierdie gedagte saamvat en ek wil amper sê dat uit hierdie klein interaksie wil ek net van Johannes die Doper kom leer. Hierdie gedagte, dit gaan nie oor my nie, dit gaan oor Jesus Christus. My lewe, my gedagtes, my woorde, my optrede, alles wat ek doen en bereik, my vrou, my kinders, alles in my lewe, mag dit soos vingers na die een Jesus Christus wys. Na sy genade, sy liefde in ons lewens, sy werking in ons gees, sy teenwoordigheid, sy meesterskap, sy openbaring van God, mag alles in ons lewens Jesus Christus in die middel hê. Mag alles in ons lewens om die spoel van Jesus Christus draai, tot in ewigheid. Amen. My gebed is dat dit vir u ook oopgegaan het in hierdie gedeelte, en dat u saam met my hierdie besluit sal maak om Jesus in die middel te stel en niks anders nie. Dat dit oor Jesus gaan, nie oor getalle nie, nie oor vreeslike hoeveelhede gelde nie oor optogte of predikers of allerlei musieke of enige ander ding nie. Dit gaan oor Jesus, en dit is meer as genoeg, want hy is meer as wat ons kan verstaan. Hy is meer as genoeg. Amen. Kom ons bid saam. Vader, vanaand wil ek net hierdie een ding vra, maak dit vir ons oor Jesus. Ag Here Jesus, kom wees die middelpunt van ons lewens. Heilige Gees, lei ons, rig ons, reinig ons, sodat ons hele lewe wys na die Here Jesus Christus. Nie net in die kern van ons skrif nie, maar in die kern van ons harte en ons lewens. Ons loof U, Here Jesus, tot in ewigheid, totdat ons by U is, totdat ons in U bly, tot in ewigheid. Amen. Baie dankie dat u vanaand ingeskakel het vir hierdie aanlyn Bybelstudie. Ek weet ons het deur baie versies gehardloop en ons moes dit baie vinnig doen, maar ek glo en vertrou dat die Here Jesus ook vir u geseën het in hierdie Bybelstudie. Mag die Here u seën en lei totdat ons weer by mekaar is. Amen.